Hierdie laaie, ek weet nie, is seker man alleen een van die lekkerste goed om die hele trip te organiseer. Hulle pas heel eenvoudig agter in die kar. Dit lyk nie, hulle vat nie eintlik veel spasie op nie en dit organiseer letterlik alles. Hierdie een het nog 'n spesiale een waarop die yskas pas. So jy kan hom net uitgly, yskas oop, koue water. En dis dit. So eenvoudig. Vir ons het as 'n kameraspan rondry en kampeer is natuurlik baie ingewikkeld want ons het baie goed wat saamgaan. Ons het al ons klere, al ons kamptoerusting en al ons kameratoerusting. En as jy nou langs die pad kom en dit weet ek oor 20 jaar wat ons dit al doen en jy wil gou net 'n olifant langs die pad afneem wat jy kry. Dan lê die kamera onder iemand se slaapsak en die 3 pote is agter die yskas vasgedruk en ja, dis 'n groot gemors. Wat hierdie effektief vir ons spesifiek doen, is dit skei ons kameraapparaat van al ons ander goed. So alles hierbo volgepak met slaapsakke, tasse, yskaste, wat ons ook al daar indruk. As ons gou 'n skoot wil kry langs die pad, klim jy uit, maak die laai oop, haal jou kamera uit, kry mikrofone en jy kan skiet. So 'n baie lekker manier om onsself te organiseer. Ek sou nog steeds dan wil hê, selfs al het ons nie kameras gehad nie. Ja, ek moet sê, dit se voordele. Hier's nou 'n lekker ding is om in jou kar in te sit. As jy nou gedink het jy het alles, dan kan ek nou hierdie een vir jou voorstel. Dis die Tire Mini Check Air. Ons gaan nou toets om te kyk hoe werk hy. Basies wat dit is, hierdie is 'n eenheid wat jy in jou kar insit en hy kommunikeer na jou 4 wiele toe om seker te maak dat jou banddruk dieselfde is, dat hulle nie skielik val of skielik styg of buite sekere perke gaan nie en dat die temperatuur by jou bande reg is. Basies, behalwe vir die eenheid binne, het jy 4 sendertjies. Een vir elke band. Hy is spesifiek genommer vir 'n spesifieke band. En hy moet nou jou gewone banddoppie vervang. So eintlik skroef jy maar net hulle af en jy skroef hierdie aan. Hy het 'n klein batterytjie wat jy moet insit. Dit het ek nou reeds gedoen. En die kommunikeer dan na daardie sender toe en stuur die banddruk en die temperatuurinligting deur. Jy kry, omdat ons in Suid-Afrika bly, nog so 'n klein ringetjie saam met 'n skroefie wat onder hom opgaan. Jy hoef nie dit op te sit nie, dis opsioneel. Dis eintlik maar net om te keer dat enige iemand nie die ding kan afskroef nie. As jy baie keer van die pad afgaan en in die grond inry en bande afblaas, dan gaan dit waarskynlik lastig wees vir jou, want dan beteken dat jy nou elke keer hierdie klein Allen sleuteltjie by jou hê net om hom te kan losmaak, anders gaan jy nie jou bande kan afblaas nie. So ek is nie seker nog of ek hulle permanent gaan gebruik nie, maar aan die ander kant in Johannesburg gaan hierdie goed seker ook nie 'n aand hou as ek nie die slotte op het nie. Kom sit hulle op en kyk ons hoe lank vat dit. Hulle sê 5 minute maklike installasie. Altyd wat het jy daar, die agterwiele? Ja. Ek dan doen jy die agterwiele en doen ek die 2 voorwiele en die een wat eerste klaas kan daai en insit en besluit waar sit hy. Okay. Anneer mag jy klaar nie. Maak seker jy sit die regte een op die regte plek. So is hierdie wat die linkerkant van die kar. Ja. Okay. Ja, of is dit reg? So hy gaan 'n paar sekondes vat en dan gaan hy vir die banddruk vir elke wiel gee. Maar dan moet jy 'n eenhede kies of jy nou in kilopascal of bar of wat ook al wil werk. Hy het 'n klein menuetjie met funksies. Almal ken die ou tegnologie van as jy in die sand kom jou bande aflaas met 'n vierhoutjie. Maar tegnologie staan nie stil nie. Deesdae het ons nou hierdie affære ARB Recovery bandafblaser. En jy sit hom op jou band en dan draai jou klep uit. Heeltemal. En as jou klep uit is, dan kan jy nou ordentlik en vinnig afblaas. En jy kan sien waar trek jy. Dan draai jou klep weer in. En jy haal die ding natuurlik af. En voilà. Anders as wat ek hier so 1, 2, 3 tel met my vierhoutjie en Johanna aan die ander kant 1 en 2 en 3 en die bande is verskillend. Nou is hulle mooi ewe sterk en dan het jy sommer 'n handwapen. Lekker lê in die hand en jy kan 'n kaper oor die kop slaan met daai geel koperkop. En nou ken julle ook ons rooi trok. Maar dis nou genoeg gespeel vir eendag. Ons moet huis toe. En ek's haastig, want Quentin is daar gereed met julle kykerbydraes. Ongelukkig het ek vroeg vanoggend 'n pot breedie op die stoof gelos. En soos ek vir Quentin ken, gaan die breedie in die hek duik as ons vinnig daar kom.
Bredi. Dis myne, my lunch. Ek het 2 lekker stories oor seelewe van kykers gekry. Die eerste wys 'n wollerige seeslak. Die prentjie wys presies dit. Die slak se lyf is met wollerige uitgroeisels en skakerings van grys, groen en blou oortrek. Die seedier is omtrent die grootte van 'n muis en beweeg stadig maar doelgerig om op alge en wiere te wy. Hulle drom saam en tot soveel as 600 per vierkante meter is al getel. Hierdie een is bo-op die eiermassa en dis lang stringe eierkapsules in mekaar gestrengel soos 'n bord spaghetti. Elke kapsule bevat 2 tot 20 embrio's wat na 7 dae uitgroei. En hier is 'n jongetjie, nog nie so oortrek met die uitgroeisels nie en dit wys die struktuur van die seeslak baie mooi. 'n Kort kop, breë liggaamsvoet en kort stert. Die voortplantingsproses is heel interessant. 'n Klompie vergader en vorm 'n ketting. Elkeen speel eers mannetjie om sperm aan die seeslak voor hom te skenk en speel dan terselfdertyd ook wyfie om sperm aan die agterkant te kan ontvang van die een agter hom. Of is dit nou agter haar, voor, nee, ek weet nie meer nie. 'n Horde dooie jellyfish het in Desember verlede jaar op 'n strandjie by Loudrich uitgespoel en Mariette Malan van die Lardus Park sê dit was 'n windstil dag en die see was kalm. En sy vra oor die rede vir die massavrekte en oor die kleur van die jellyvisse, want sy dog almal is wit deursigtig. Peper. Hierdie breedie het peper nodig. Hierdie is 'n massavrekte op 'n klein skaal. En in 2005, in die Marmara See by Turkye, was dit glo so erg dat die jellyvisse soos 'n slyk gedryf en die visvangbedryf lam gelê het. Ek wonder of iets soos 'n rooi gety, wanneer die seealgbevolking dramaties toeneem en die suurstofinhoud in die water dan val, nie dalk te blameer is nie. Maar dan sou die krewe ook uitgeloop het, en Mariette vermeld niks daarvan in haar brief nie. Party kenners dink klimaatsverandering is vir hierdie soort ding te blameer. Seestrome se temperatuur is nie meer stabiel nie en dit het allerlei gevolge vir seelewe. Of dit kan 'n natuurlike afsterwe wees of te wyte aan 'n afname in hulle prooigetalle. Hierdie wolkformasie lyk nes 'n vleiende pidding bo die Limietberge in die Baviaanskloof Pas in Desember 2007 gesien. Dit was om 7:30 die aand dat Emma van Sail dit vanuit haar tuin in Wellington gefotografeer het. Net die enkele wolk was in die lugruim. Nou ek het van tevore foto's van sulke wolke in Kaapland gesien. Die een mooier en groter en meer dramaties as die ander. Die weermense het 'n groot naam daarvoor. Altocumulus staande lenticularis, 'n lensvormige wolk. Daar's ellelange verduidelikings oor hoe hulle vorm. In 'n neutedop, die wolk vorm teen 'n reghoek met die windrigting en beweeg nie weg nie, maar breek later net daarop. Omstandighede moet presies reg wees voor so 'n wolkvorm. Wanneer 'n Kaapse kobra, of soos dit ook bekend is, 'n geelslang, groot lus vir 'n voeltjie maaltyd het, gaan niks dit keer nie. Nie eens die stekelrige konstruksie van 'n versamelvoëlnes nie. Die voël se ingange tot die neste is aan die onderkant en dit met skerp grashalms beskerm. Dit ten spyt kry die kobra genoeg greep om die stilte afwaarts te seil en dan kop onderste bo te soek na prooi. Het hom. Tussendeur kry die slang met ontstoke voëls te make. Steeds half hangende moet die prooi onder beheer gebring en gesluk word. Die gif werk vinnig en gou is daar geen lewe te bespeur nie. En nou kan die slang sluk. Dit was maar net 'n aptydwekkertjie. Die kobra is nog lank nie gedaan nie. Kyk nou hoe slim. Kronkels word in die opening van 'n ander nes gedraai vir ankerplek. Hy het 'n tweede storie oor 'n Kaapse kobra gestuur. 'n Kobra in Groot Penarrie. Op een of ander manier tydens die padkonstruksie is lossand oor meeste van sy lyf gestoot en behalwe vir die kop en nek is die slang begrawe. Die padwerkers, bietjie skrikkerig, probeer dit met 'n lang stok uitgrawe, te vergeefs. Maar hier kom die slimplan. 'n Padskraper is nader geroep en die skraapbak word versigtig langs die slang laat sak. En nou skep dit diep om die slang te bevry. Die kobra is omgekrap. Die plan het gewerk
Daar se kind is vry. En so in die wegseil kan jy sien hoe lang die slang is en hoeveel daarvan begrawe was. 10 uit 10 vir almal wat besluit het om die slang te red, eerder as die gevaar van kant te maak. Nou waar kry mense beter advertensie vir die skatkis van natuurlewe in die nasionale Kreerwiltuin? Die leeuwyfie het haar netjies gaan tuismaak op die rigtingwyser asof sy betaal word om heentoe en soontoe te adverteer. Christel Ansel van Witrifuur het die foto gestuur. Dis tyd om ons tweede maandwenner uit die kykerbydraes te kies. Uit die programme wat in April uitgesaai was, is dit Hannes Enslin se video van die slanghalsvoël wat die baie honger kuiken voer wat koning kraai. Hannes, jy kry hierdie spogprys. Canvas and Tent se Commander boutent van 3 by 3 meter met 'n groot tafel en 2 lekker stoele. Hannes en al die ander maandwenners ding later mee vir die ekstra groot pryse. Luister mooi na wat op die spel is. Omtrent 'n hele boskamp met allerlei geriewe en toebehore wat deur Canvas and Tent geskenk word en die einste borg gee 3 aande se verblyf vir 2 by die Springbokkamp by Ladysmith. En dis nie al nie, daar is daai kamera wat tydsverloop afneem. Dan kan jy later kyk na alles wat by die watergat of sommer in jou tuin gebeur het. En nog meer, daar's 'n eksklusiewe projek Aardwolf oorlosie uit Kalahari klip gemaak. Nou hoe gemaak om deel te neem? Stuur jou foto's en bydraes, dis hoe. Ons benodig aantekeninge oor wat jy daar gesien het en al jou kontakbesonderhede. Asseblief, lees meer hieroor op die webwerf. Totsiens.